My naam is Michael Smit. Ek werk vir Interbolt as 'n bakbouer. Ek sny en maak chassis reg vir 'n lewe. Kyk, wat belangrik is wanneer jy sny is 'n skoon oppervlakte, want baie van die voertuie wat ons inkry is vuil, steenkool, sand en gras en goeder. So dit is beter om hom eers gou skoon te maak, te was, voorberei en dan om te sny. Kyk, dit is baie moeilik om welds los te sny met die torch en die torch gee jou baie hitte. So dit maak dit baie moeilik om die werk ordentlik te kan doen. Voorheen het ons die cutting torch gebruik om die welds weg te smelt. Weer eens het ons te veel hitte gegee, dit probleme veroorsaak. Nou wat maklik is met die gouging byvoorbeeld, as ek hierdie deel wil uithaal en om hom reg te maak. Al wat ek doen is ek gouge die welds uit, ek polish 'n bietjie en ek kan hom regmaak en weer terugsit. Die voordele van gouging maak dit makliker, minder grinding, minder hitte, minder alles. Kyk, die gouging maak dit nie weld ready nie, maar ek gee jou baie minder spatsels oor na jy gesny het met hom. So dit is baie makliker om voor te berei om te kan weld met die gouging. Voorheen het ons net so 80% van ons tyd aan grinding spandeer. Kyk, die drie verskillendes wat jy kry, die een is die cutting, dan die 45 en dan die gouging. So ek sal rofweg sny met die cutting en dan sal ek die 45 gebruik om skoon te maak. En dan die gouging gebruik ek vir wanneer ek goeders wil uithaal en weer terug insit om dit gerieflik te kan maak. Die eerste Powermax wat ons gekry het was op die CNC agter in die workshop gewees waar my baas mee gesny het. En toe vra ons die vraag of ons dalk een van hulle kan kry om met die hand te werk. Toe 'n paar maande later toe verskaf hulle ons ene en van daar af is die lewe 100% beter. Baie vinniger, baie meer effektief en baie meer akkuraat. Johan Lemmer, trailer workshop manager, werk vir Interbolt. Ons doen trok repairs, ek weet nie as jy hier kan deursien, trokke wat geval het, seer gekry het, maak ons weer mooi. Dat jou tyd is gewoonlik jou groot faktor hierso. So dit gaan alles oor tyd. Dis waar ons Hypertherm begin het in die ou dae het ons altyd met cutting torches gewerk, wat al 'n probleempie is want dit sit te veel hitte in die chassis en daai tipe goeders. Die Hypertherms wat ons nou gebruik, is maklik, is vinnig. Jy sit nie so baie hitte in jou chassis nie, die uitsnywerk maak jou prepwerk vir die welding vinniger, makliker, minder grinding. Plasma cutter sny net baie skoner, mooier as met 'n Axius Italian. Al vir start ons eerste het ons CNC plasmaatjie gekry, het ons 'n 105 Hypertherm Powermax op gehad. Toe het ons eendag actually begin met die webs op die chassis uitsny en daai dinge. Hypertherm met 'n nuwe flashcut tippie uitgebring wat baie nice werk in ons, wat ons wil voor gebruik. En ek het iemand gereël en hulle het uitgekom en het my 'n demo gegee, ons het hom gelike en ons het hom gekoop. En ek het intussen het ons nou al tweede handheld ene bygekry en my derde ene is op pad. So ja. Maar ja, die cartridges, dis nogal 'n nice feature. Jy het 'n dingetjie wat jy op jou foon sit met 'n app. Jy kan die cartridges presies sien wat se ure jy hom uitgekry, hoeveel keer hy getrigger was. Nee, ek sal definitief Hypertherm aanbeveel. Ek het al 'n hele paar met die vorige maatskappy het ek oorgewerk het ons ook 'n Hypertherm gehad en ek het nog nooit 'n klagte oor aan die masjien gehad nie.